Goeienaand, wat 'n voorreg om u te kan groet hier in die middel van die week, soos ons 'n bietjie tyd afstaan in die Here se teenwoordigheid met bid hier. Kom ons buig saam die hoofde. Here Jesus, dankie dat ons na u toe kan kom as ons God. Dankie dat u ons liefhet en dankie dat u ook vanaand vir ons 'n boodskap het. Ons vra dat u Gees ons nou sal aanraak en sal lei. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Vir ons skriflesing wil ek vir u hierdie bekende gedeelte lees uit Jesaja hoofstuk 6. Jesaja 6 vers 1 tot 5. Dit sê: In die sterfjaar van koning Usia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê: Wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Wow, wat 'n wonderlike gesig. Jy weet, ek het in my jong dae 'n vriend geken wat nog besig was om ook in sy eie lewe sy voete te vind. Nou, hy het so op 'n stadium so bietjie skuldinvordering gedoen vir 'n sekere maatskappy. Nou, hierdie ou was soos wat hulle sê 'n bul van 'n man gewees. Hy was groot, sterk gebou en het letterlik bo die meeste mense kopskouers uitgetroon. Nou, hy was nie net groot nie, hy was massive. Hy moes op 'n dag 'n sekere man kontak, natuurlik oor agterstallige geld wat hy by hom moes kom haal het. Natuurlik was die man uiters ongeskik en aggressief oor die foon. Hy vloek hom en hy dreig hom dat hy hom sal opvoeter as hy by hom opdaag. Het jy my al gesien? Vra hy hierdie man oor die foon. Man, sê jy, ek gee nie om hoe jy lyk nie. Ek sal jou buig as jy hier opdaag. Maar toe die volgende oomblik toe hy aan hierdie ou se deur klop en die man oopmaak en hom sien, verander hy net daar in 'n ander mens as die ou wat hy oor die foon was. Hy is bedaard, hy is nederig en kalm. En wat het die verskil gemaak? Wat het die verskil gemaak? Jy sien sy visie van sy teenstander. Sy visie van hoe hy nou skielik sy teenstander gesien het. Nou, in Jesaja 6 kry ons ook 'n baie interessante gedeelte waar Jesaja as profeet geroep word. Maar die boek Jesaja begin al in hoofstuk 1 vers 1 waar Jesaja 'n visioen ontvang en gestuur word met 'n boodskap. Maar voor hoofstuk 6 kry ons 'n harde beeld van die profeet. Hy vat die volk aan as sondaars, as boos, as sleg, as opstandig. En sy boodskap is basies: God gaan julle straf. In ballingskap gaan julle weggevoer word, vernietig word, want julle is boos en julle luister nie. Maar in hoofstuk 6 gebeur daar iets kragtig met Jesaja wat hom as profeet verander. Hy sien God in 'n kragtige visioen sit op 'n hoë en 'n verhewe troon. Hy sien God in sy grootheid en mag en krag en hy ervaar God se heerlikheid. En God se grootheid en heerlikheid oorweldig hom so dat hy uitroep in vers 5: Wee my, want ek is verlore. Want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Nou, voor hierdie visioen
vat hy die volk Juda aan oor hulle sondigheid en onreinheid. Julle luister nie, julle lewe in ongehoorsaamheid en. Maar nou dat hy God in sy heerlikheid en grootheid sien, word sy eie hart ontbloot. In vergelyking met wat hy sien, kom die vuil van sy eie hart en lewe voor hom op. Eers wys hy vinger na die volk, maar nou besef hy is self onrein, hy self vuil en boos. En na hy self diep in sy eie hart ingekyk het, sy eie hart ontbloot het en God se vergifnis ontvang het, is Jesaja skielik 'n ander mens. Vanaf hoofstuk 6 is hy baie meer genadig teenoor die volk as sondaars. Sy hart is nou anders en baie meer vol medelee teenoor die opstandige volk. Wat het die groot verskil gebring in sy lewe? Hy het die heerlikheid van God gesien, 'n visie van die grootheid van sy God. En net so het ons ook elkeen as Christene nodig om God te sien. 'n Visie van hom te hê in ons lewens. God persoonlik te ervaar hier diep in ons eie harte. En nie voor ons God in ons lewens gesien het nie, sal ons lewens ook nie werklik verander nie. Soos Jesaja kan ons ook maklik neerkyk op die kerk en mense. Ons kan maklik versoek word om met die Bybel onder die arm ander mense se sondes uit te wys en te oordeel. Maar wanneer jy persoonlik God se heerlikheid, sy grootheid en mag in jou lewe ervaar, soos jou oë op hom val in sy glorie, sal sy lig jou eie hart ontbloot. En sal jy ook uitroep, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe. Jy sien, die beeld wat jy van God het, bepaal ook die beeld hoe jy jouself en ander sien. Ons ken almal die storie van die klein seentjie wat eendag saam met sy pa gery het en skielik sommer so uit die bloute vra die seentjie, "Pappa, hoe groot is God?" Skielik sien die pa die Brixton toring in Johannesburg daar in die verte en hy kry 'n idee. Hoe groot is daai toring daar ver? Meet hom 'n bietjie met jou vingers. Ag, jou seentjie meet hom. Ag, hy's maar klein, net so klein stukkie tussen my vingers. Maar soos wat hulle nader kom, moet die seentjie sy vingers al hoe groter en groter rek, totdat dit nie meer kan inpas nie. Later moet hy sy hande gebruik om die toring te laat inpas. Later stop die pa by die toring en hulle klim uit. "Hoe groot is die toring nou?" vra hy sy seun. "Sjoe," sê sy seentjie, "hy's so groot, hy maak my oë seer." Sê vir my, watter visie het jy van God? Die beginsel is, hoe verder jy van God af leef, hoe kleiner word God in jou oë. Maar hoe nader jy aan God kom, hoe groter en groter sal hy word. En is dit nie wat ons nodig het nie? 'n Groot visie van ons God. En so 'n visie kom net as jy naby hom kom. Mag ons ook so naby God kom, dat dit ons oë en ons harte sal seermaak. Amen. Kom ons maak die oë toe. Onse Here Jesus, baie dankie dat U ons God is. 'n Groot, genadige en barmhartige God. Maar ook 'n God wat werklik naby ons wil kom. So naby ons wil kom, dat ons U heerlikheid sal ervaar, U grootheid sal sien en U almag in ons harte kan inspoel, sodat ons self klein voor U kan word.
dat ons eie harte kan raak sien in vergelyking met U hart, ons eie lewens en sonde in sy volheid kan sien, sodat ons harte sal sag word en ons 'n groot visie van ons God kan hê en mee kan lewe. Lei U ons, wees ons genadig, bid ons in Jesus se naam. Amen. Mag die Here U seën en vas staan in genade.